Groete in die mooie naam van ons Here Jesus Christus. Ek is Dedery Klase en welkom by nog 'n uitsending van Het jy gehoor met Pastor Chamaro. Die program waar elkeen se storie ewe belangrik is. Weereens baie welkom vir almal wat die afgelope paar 8 episodes saam met ons gejourney het. Ons glo u gaan vandag geniet. Ons glo u gaan iets neem uit vandag se episode en ons vertrou dat u ingeskakel sal bly en dat die Here u sal seën. God bless. Sinner
Jesus Christus. Ek is Dedery Klase en welkom by nog 'n episode van Het jy gehoor met Pastor Jamarro. So vandag in die ateljee aan die einde van Junie en aan die einde van jeugmaand het ons vir Pastor Danny Jansen en sy pragtige vrou Christel met ons. Pastor Danny is wel bekend op Esten vir sy werk onder die jong mense en het 'n passie om jong mense te help om hulle lewens te verander. So ons is vandag bevoorreg om sy en sy vrou se storie hier op hierdie platform met u te deel. Laat my weer eens toe om u net te herinner, die doel van hierdie program is nie om bekendheid te verwerf nie. Die doel is om iemand se lewe te impakteer sodat dit omgedraai kan word en dat iemand Christus moet sien deur die getuies wat die uitgaan. So vandag Pastor Jansen, baie welkom by ons. Christel, baie welkom hier by ons. Pastor Danny, ons gaan sommer met u begin. Gee ons so 'n bietjie agtergrond. Wie is Danny Jansen en hoe het Danny Jansen gekom van waar u was totdat u vandag in die pastorale roeping staan? Baie dankie Pastor Klase, dit is vir my 'n absolute voorreg om vandag saam met julle te wees. En ja, ek ag dit 'n goddelike voorreg. Soos wat u tereg genoem het, is ek van Esten en 'n welverdiende soon daar, maar gered uit genade. Ek dink ek is bekend in baie dinge in Esten en die Langebergstreek was ek maar betrokken met beenmakerij. En 2017 Desember maand het die Here my lewe radikaal kom verander. En 3 maande daarna het ek heeltemal my permanente werk opgegee en die roeping gevolg waartoe God my geroep het. En dis waar ek heeltemal die roeping van pastoraal aanvaar het. Daar was 'n paar jaar voor dit wat ek maar gehuiwer het, maar as God 'n plan en 'n doel met jou lewe het, dan staan dit vas. En ek glo dat God my vir 'n tyd soos die geroep het, veral vir ons jong mense om hulle lewens te verander, veral hulle wie verwerp word en verbygekyk word, veral hulle wat langs die pad gelê het. As ek na my lewe gekyk het, dan het ek gesien hoe dat daar was selfs mense wat nie belang gestel het in my lewe nie. Daar was daar ewe dat die kerk nie eers belang gestel het in my lewe nie, maar dis net die Here wat kans gesien het vir sondaar soos ek. En vandag is ek dankbaar vir my lewe, vir die gawe van lewe, dat die Here kans gesien het vir iemand soos ek om 'n verskil te maak, nie net in ons dorp Esten nie, maar ook in die hele Kaap, in die hele land Suid-Afrika, so ook reg oor die wêreld. Het die verandering in my lewe 'n impak gemaak op baie mense deur die krag van die Heilige Gees. En ek glo dat die plan van die Here vir ons lewe staan vas. Pastor Danny, wow, en weet jy, noem nou hier so 'n ding wat so in my gees val. Jy sê dat niemand het die raak gesien in die eense kerkie. Ek sit vandag by die werk en ek dink, the worst thing we can do is make someone else feel invisible. Ek weet hoekom ek daaraan gedink het nie. As hoe dat 'n mense wat nie in jou kategorie val nie, miskyk. Maar dis juist vir hulle wat die Here gekom het. Die Bybel sê hy het nie gekom vir hulle wat gesond is nie. Hy het juist gekom vir hulle wat siek is. So vir die wat nie weet nie, 'n paar jaar terug, 2-3 jaar terug, Christel, as jy gediagnoseer met borskanker. En laat my toe om te sê, Christel is die enigste een wat ek ken, wat spierwit hare uit die proses uitgekry het. Sy het gelyk soos 'n engel. Christel, dit was nie 'n maklike journey nie. Vertel vir ons net in kort, ek weet jy het oorwin. Beide van julle het oorwin. Maar vertel vir ons net in kort vir iemand wat daar buite in dieselfde situasie sit. Wat het jou deurgedra? Ja, in 2022 kry ek die skoknuus dat ek gediagnoseer is met borskanker graad 2.
En ek weet baie min van kanker af, en ek het nooit regtig belang gestel in kanker nie. En die mat is onder my voete uitgetrek. Ek dink nou net, Here, wat nou? Ek dink nou net, Here, wat nou? Hoe nou die pad verder? Maar al wat ek net geweet het, hierdie pad sal ek nie alleen kan stap nie. Ek het die Here nodig, en ek het mense nodig. En die Here was so goed vir my op hierdie pad. Ek het baie dinge deurgemaak en baie dinge ervaar in my lewe, maar wat ek weet is, die Here het my nooit begewe of verlaat nie. In hierdie tyd moes ek om besef, nie my man, nie my familie nie my vriende kan hierdie pad stap nie. Ek moet alleen stap. En daarvoor het ek die Here nodig. En regtig waar, ek weet nie wat sou ek gedoen het as ek die Here geken het nie. Ek weet nie wat maak mense wat deur hierdie ding moet gaan, wat nie God ken nie. Want die Here was regtig vir my 'n skuilplek gewees. Hy was vir my 'n anker gewees. Ja, daar was tye wat ek gehuil het, want die proses was nie lekker nie. Maar al versekering wat ek gehad het, hy is met my. In die hoogtes is die Here met jou en in die laagtes. In die donkerste ure is God daar en jy kan uitroep. En jy kan net weet die Here is daar. Ek moet begin vir behandelinge en route en niks is lekker nie. Alles gebeur in die Kaap, daar's geld wat betrokke is as uitgawes, maar die Here was so getrou en alles voorsien. Daar was tye wat ons nie petrolgeld gehad het nie. Dan hoor ons net, daar gaan die foon af, daar is petrolgeld, want dan wil ek nie gaan nie, omdat ek nie weet hoe gaan ons terugkom nie. Maar die Here het voorsien, die Here het mense opgeset, nee, wat jy nie eers gedink het daaraan, wat funksies gedoen het, sodat daar geld vir my is. En die was vir my so kostelik geweest, vir my. En die was regtig 'n riem onder my hart, dat die gemeenskappe opgestaan het. Nou nog sê my man, as ek na iemand wys, of hy sien iemand, hy mense het vir ons geld inbetaal, die mense het gesê, hulle bid vir ons. So die journey was nie lekker nie, maar het was die moeite werd. Het was die moeite werd, ja, het was bitter. Want elke keer as jy moet gaan, dan wonder jy nou, is die kanker daar? Wat as het daar is? Hoe maak ons nou, my kinders is klein, ek sal graag wil sien, dat hulle groot raak, ja, ek is nie bang vir die dood hê. Ons allemaal moet sterf in een of ander tyd. Maar ek sal hem graag wil hê, die kindertjies moet groot wees, want ek is mos hulle ma, hulle gaan nie beter maak as wat ek is nie. Ek het geboorte gegee aan hulle, en ek wil allemaal net vandaan, wat in my lewe was, en wat gehelp het om te dra aan hierdie journey. Ek weet reg mense reg oor hierdie land. Ek wil vir julle sê, baie dankie, in die diepte van my hart, as ek hem nog nie gesê het, baie dankie, die Here sal julle seën. Jo, Christel, ek was bevoorreg om saam met Christel, ek werk saam met haar, so ek het op 'n noue verband gesien, die effek wat dit het, en my man sê eendag baie jare terug, lang voor ek jou ontmoet het, as sommige mense wat bestem is eintlik vir die hemel, so mooi is hulle gesindhede. Ek is van die mense wat vir u kan sê, Christel het 'n besonderse karakter. Christel en Pastor Denny se huis is oop, dis jong meisies wat hulle hare kom was, as mense wat kom eet, en die Here is 'n beloner, en hy het Christel beloon. Sy het klaargemaak, sy het die klok gelei, die Here het hulle deurgedra. Pastor Denny, van u kant af, ek weet, die persoon naby 'n mens, as menige male die mens wat eintlik maar die swaarste daaronder lê. En nou is u nie die vrou nie, u is die man, wat beteken u moet die huis dra, u moet die vrou dra, u moet die kinders dra, sy moet in die Kaap uitkom, julle moet terugkom, daar moet geëet word, daar moet gery word, die effek wat dit op u gehad het. Gaan jy ons so kortliks vertel vir iemand daar buite, wat so 'n persoon oppas, of 'n hulp is vir so 'n persoon, en by 'n laagtepunt gekom het. Gaan jy ons net so 'n bietjie inlig? Wel, ek, soos my vrou altyd sê, sy wens hierdie journey nie eers vir haar vyand toe nie. Dat het vir my baie kom leer,
Ek moes pa wees, ek moes ma wees vir my kinders. Ek moes kos maak, ek moes wasgoed was. Ek moes huis skoon maak. Ek moet sorg dat alles in plek is. Hierdie journey wou ek namens my vrou wou ek dra. Ek wou hierdie battle wat sy moes fight, het ek of wou ek op myself neem. Dit was nie maklik nie. Vir enige man wat dalk in so 'n situasie is en hulle vrouens miskien moet support. Ek wil vandag sê dat dit is net die Here wat jou hierdeur kan dra. Ek het in myself probeer, soos ek terug gesê het, om hierdie journey op my te neem, maar dit het nie gewerk nie. Augustus maand was ons bykans omtrent amper klaar by die laaste van hierdie journey, en een Vrydag aand of Saterdag aand het ek net uitgepas en ek maak my oop in die hospitaal. Die Sondagoggend het 'n goeie vriend van my kom haal by die hospitaal. Ek dink omtrent 6 uur. En ek weet steeds niks van myself nie. Ek kom eers by die Maandagoggend. En wat ek besef is, die hele 8 maande het ek probeer hierdie journey vir Crystal fight. En die Here het my teruggebring om my te laat besef dat dis net die Here wat vir haar hierdeur kon vat. Dit het 'n baie groot impak gehad op ons hele gesin, selfs ons familie en nabye vriende. Maar almal het geweet dat alles gaan nou reg wees, omdat ons geloof in die Here God was. Dat het my net weer eens kom besef, dit maak nie saak wie of wat jy is, of hoe sterk jy is in Christus nie. Jou afhanklikheid is van die Here af, van niemand anders. Ons het hulp gehad van reg oor die wêreld, as ek kan sê. Daar was mense wat vir ons geld inbetaal het, daar was mense wat vir ons gebid het, daar was mense wat met ons gepraat het. Maar dit was net die Here wat vir ons idee gevat het. Dit het my opnuut kom laat besef dat geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, wat ons nie sien nie. En geloof is 'n ding wat jy moet hê in hierdie journey. Ek wil dit miskien ook noem vanaand. Daar was tye gewees dat daar niks finansies was nie. Een aand was daar nie kos gewees nie. En al wat ons gehad het was rys, en daar was die velletjies van die honde, en dit is die kos wat ons gewoonlik maak vir die honde. En dit het so baie gevat van ons dat ons op die punt gekom het, wanneer ek het vir myself gesê, ons gaan nie by mense geld leen nie. Ons gaan God vertrou. En terwyl ek hierdie kos maak op die stoof, staan die honde by my, en dis asof hulle vir my wil sê, maar dis ons kos waarmee jy nou besig is. Maar dis die proses wat die Here ons deurgevat het. Deur alles dit het God voorsien. Ek wil afsluit met die volgende. Ons ry, of voor ons ry, het ons petrol geld in. Al wat ons het is 'n kwart tank petrol in ons battery Kaap toe. En Crystal wil die afspraak kanselleer. Ek sien weer, die God wat ons tot hier toe gebring het, is in staat om ons veilig te dra. En toe ons ry die volgende dag, ry ons deur, toe ons net hierdie tunnel is, toe betaal iemand vir ons 600 rand in. En ons het genoeg gehad om vir ons kos te koop, ons het petrol geld gehad om terug te kom. Ek wil vandag net vir iemand bemoedig deur te sê, al gaan jy deur hierdie proses, weet net een ding verseker, dat hy bly die Here God, wat in staat is om jou deur die hele proses te neem.
dat as Genesis wat vra, as daar enige iets is swaar vir die Here, dan kan ek vandag getuig, niks is vir die Here te swaar. Halleluja, halleluja. O, Pastor Danny, ek sit nou hier en ek beklei om die trane terug te hou. Julle het nou net lus om 'n mens te laat huil. Because ek verstaan, as 'n mens terugkyk van waar jy was en jy kyk waar jy nou is, dan kan ons sê, is anything too hard for God? Net voor ek vir Pastor Danny gee om net kort enige woord wat by hom opkom, net kort vir iemand daar buite gou te bemoedig. Laat my net toe om dit te sê. So vir die afgelope 8 episodes sal jy agterkom dat elke week net iets anders fout. As die beeld nie afslaan nie, is dit die klank wat grrr, of daar's iets verkeerd. En selfs met hierdie episode gaan jy hoor mense se stemme aan die agterkant of die klank wat 'n geluid maak. En terwyl Pastor nou hier praat, Christel, kom dit by my. Ons moet leer dat ons is afhanklik van die Here. So ons het probeer om dit perfek te doen, maar God soek nie perfekte nie. Because ek dink dis Paulus wat sê, we have not obtained or been made perfect yet, but we strive towards perfection. So ek wil regtig iemand encourage, kyk verby die stemme, moenie worry oor die mic nie, luister na die storie, want hierdie is 'n storie wat iemand se lewe kan omdraai. Pastor Danny, net 'n kort bemoediging. Ek wil die volgende woord lees in Lukas 1 vers 37. In die Engels sê, for with God nothing shall be impossible. The things which are impossible with men are possible with God. En dan is die vraag, can God make the impossible possible? Yes, God can do the impossible. Sometimes He causes or allows the impossible situation for His purposes in our good. God bless you. Die Here seën die wat is. Ek herhaal, skakel in, los 'n comment. En as u gou die storie gehoor het, Pastor Danny en Christel is baie betrokke by baie projekte van jong mense. As u in een van die projekte wil saai, die nommer is daar onderaan. Ons sit vir u in kontak met Pastor Danny. Of u soek sy hulp om met jong mense te kom werk, u is meer as welkom. Is anything too hard for God? Die Here seën.
was the best thing I've ever done. Was the best thing I've ever done. Was the best thing I've ever done. Oh, was the best thing I've ever done. Was the best thing I've ever Groete in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. 'n Besondere voorreg om vandag weer hier te wees, om die woord van die week met julle te kan voorhou. Een ding wat ek in hierdie week besef is dat daar is niemand soos die Here nie. 'n Koortjie wat ons herhaaldelik oor en oor sing. Niemand soos U, Heer, niemand soos U. U red my lewe en U hou my trou. Reg deur die lewe sal U my hou. Maar weet U, dis net wanneer 'n mens in die middel van 'n storm is, wat jy besef daar is waaragtig niemand soos die Here Jesus Christus nie. Daar's 'n rede hoekom die woord sê hy is die bewaker van Israel en hy hou sy kinders in die holte van sy hand. Daar's 'n rede hoekom die woord sê dat die goedertierenheid van die Here is tot in alle ewigheid en sy trou is van geslag tot geslag. Ek dink by myself in hierdie dag, daar's 'n spreekwoord wat sê when life gives you lemons, you make lemonade. When life throws stones, dan bou jy vir jou 'n brug. Jy handle wat die lewe vir jou gee en jy hanteer dit. Maar dit is onmoontlik om dinge te hanteer sonder die Here Jesus Christus. Ek wil vandag my woord titel, raak bewus van wie by jou is. Die Bybel verklaar in Matteus 8 dat daar kom 'n storm op die see. En terwyl Jesus aan die slaap is en die disippels probeer om die storm te hanteer, besef hulle dat die storm is besig om hand uit te ruk en hulle maak die Here wakker. En die Bybel sê dat hy staan op en hy bestraf die golwe en hy bestraf die wind en dat dit gaan lê. Nou daar's een ding van 'n storm wat u vandag moet verstaan, en dit is dat 'n storm het baie kere tekens wat wys hy kom. Die wolke pak saam, die wind steek op en dan kan jy jou voorberei wanneer jy weet dat 'n storm gaan uitbreek. Maar dan is daar die tipe storm wat uitbreek wanneer die son skyn en jy verwag dit nie. En dit is gewoonlik die tipe storm wat die kapasiteit het om 'n mens se voete onder jou uit te slaan. En die meeste mense wanneer die storm hit, dan vat hulle 'n backstep. Wanneer die storm hit, dan blameer hulle die Here. Wanneer die storm hit, dan wil hulle nie verder nie. Wanneer die storm hit, dan gooi hulle tou op. Maar ek is hier om vir iemand te sê, selfs in die middel van die storm, moet jy bewus raak van wie hy is. In die middel van die storm, moet jy bewus raak van wie aan jou kant is. In die middel van die storm, moet jy weet, he's a mighty warrior. Jy moet sy krag kan ken. Die Bybel verklaar, by die pad in Samaria, sê die Here vir hierdie vrou, as jy geweet het wie vir jou vra, water sou jy my water gevra het, en ek sou jou water gegee het, waarvan jy nie weer sou dors raak nie. Raak bewus wie saam met jou in die storm is, dat het die saak gemaak, dat hy rus nie. Al wat jy moet weet, dat hy teenwoordig, dat het die saak gemaak, dat hy nog nie reageer nie. Al wat jy moet weet, is dat die Here teenwoordig is. Nou sê David, met my God loop ek op in die storm, en met my God spring ek oor 'n muur. Ek is vinnig hier om vir iemand te sê, raak bewus van wie by jou is. Jy sit miskien nou, en jy luister na hierdie live. Jy lê miskien nou, en jy luister na hierdie live. Jy is miskien 'n groepie vriende, en jy's in die middel, maar niemand is bewus van die storm wat jou voete onder jou uitgeslaan het nie. En jy glimlag, maar jy weet hier binne, as 'n storm besig om te voed, wat besig is om jou uit mekaar uit te skeur. Ek is hier om jou voor te stel aan iemand wat kan opstaan, en wat die wind kan bestraf, en wat die golwe
enige situasie in jou lewe kan bestraf. Ek is vinnig hier om vir iemand te sê, raak bewus van wie jy is. Sommige storms is warning signs. Ander storms kom om jou te toets. Ander storms is maar net om daar om vir jou te wys hoe sterk jy regtig is. Maar net daar waar jy is vandag, net daar waar jy sit of staan, wil ek hê jy moet 'n paar oomblikke jou oë toemaak, dat ek vir jou kan bid vandag, dat die Here sal opstaan om die golwe in jou lewe tot bedaring te bring. En voordat jy by 'n punt bereik waar jy voel ek spring oorboord, wil ek jou bemoedig vanaand. Ek wil jou bemoedig vandag. Raak bewus van wie jy is. Net vir 5 minute. Gryp gou vinnig iemand se hand langs jou en dan sluit julle die oë terwyl ons na die koning bo alle konings toe gaan. En dan vinnig sit jy jou hand op jou hart en jy sê, Here, hier is ek. En as hierdie woord jou raak vandag en jy het gebed nodig en jy het nie iemand om mee te praat nie, onderaan sal jy 'n nommer sien. Inbox ons staan gereed om die Here aan jou voor te stel. Kom ons lê die oor die vrese van die Here. Vader, dis in die naam van Jesus. Here, ons dank U omdat U God is. Ons dank U omdat U koning is. Ons dank U omdat U meester is. Here, U is getrou en die goeie tierenheid is tot in alle ewigheid. U trou, my God, is aan geslag tot geslag. Here, ek bid nou vir elkeen wie na die live kyk. Ek bid vir elkeen wat dit net hoor. Ek bid vir elkeen wat ingeskakel het. Ek bid vir mense wat in storms is, Here, waar hulle nie weet hoe om te kom nie. Ek bid vir iemand wat hoop opgegee het. Ek bid vir iemand wat siek is. Ek bid vir iemand wat kranklik is. Ek bid vir iemand wat gebreek is, wat nou voel ek wil oorboord spring, want die storm heers te lang. Ek kom nou, liewe Here, en ek bid dat die God bo alle gode sal opdaag in so 'n persoon se lewe, dat die Here wat ek ken en die Here wat die dood oorwin het, sal opstaan om die golwe te bedaar en die vinte wat gaan lê, dat die Here wie ek ken en die Here wat red en die Here wat verlos en die Here wat laat oorwin, dat daai God in iemand se lewe vandag sal opdaag. En ons sê vir die Here dankie. En as jy dit glo, sê saam met my, Amen en Amen.